Na 'n lang dag onder die sterrehemel lê Abraham in stille gesprek met die Here. Die kamp is rustig, kole gloei rooi. Skielik klink 'n helder stem deur die nag, Abraham. Hy antwoord, hier is ek. Die Here gee hom die opdrag om Isak, sy enigste seun wat hy liefhet, na die land Moria te neem en hom daar as brandoffer te bring. Abraham se hart krimp ineen, maar sy geloof bly vas. Onder die sterre lig hy sy oë hemel toe en vra vir krag om hierdie swaar taak uit te voer. Met sonsopkoms wat die horison goud kleur, saal Abraham sy donkie op. Hy kap hout vir die brandoffer en pak die nodige voorraad vir die reis. Sara slaap nog rustig, terwyl hy alleen die swaar las in sy hart dra. Isak groet sy vader met 'n glimlag. Abraham kyk diep in die jong oë van sy seun en voel die pyn deur sy hart sny. 2 jong dienaars sluit by hulle aan, die hout word op die donkie gelaai en die klein geselskap vertrek uit Beersheba. Hulle stap weg die woestyn in, omring deur sand en klip. Dag na dag kruis hulle droë riviere en ruwe vlaktes. Die son brand fel en die wind waai skerp. Abraham se gedagtes worstel. Hoe kan God se belofte van 'n groot nageslag met hierdie opdrag versoen word? Isak gesels vrolik oor alledaagse dinge en herinneringe uit die verlede, onbewus van die storm in sy vader se gemoed. Elke aand, wanneer die vuur brand en vlamme dans, kyk Abraham na Isak se gesig in die lig van die vlamme en fluister stil gebede onder die sterrehemel. Op die 3de dag, vroegoggend, sien Abraham die berge van Moria in die verte verrys. Hy weet dis die plek. Hy sê vir die dienaars, bly hier by die donkie. Ek en die seun gaan verder om te gaan offer, daarna sal ons terugkom. Abraham laai die hout op Isak se skouers, neem die vuur in 'n pot en hou die mes styf vas. Hy en Isak beweeg stadig teen die steil berggange op. Die stilte lê swaar oor hulle terwyl hulle opgaan. Uiteindelik breek Isak die stilte. Pa, hier is vuur en hout, maar waar is die lam vir die offer? Abraham se hart krimp saam. Hy antwoord met vaste stem, God sal self voorsien, my seun. Elke tree wat hulle stap, weer klink swaar in sy gedagtes. Op die berg vind hulle 'n geskikte plat rots. Abraham bou die altaar met klippe en plaas die hout daarop. Isak help hom stil, sonder om vrae te vra. Wanneer alles gereed is, kyk Abraham op na die hemel en vra nogmaals om genade en krag. Hy roep Isak nader, met trane blinkend in sy oë. Sy seun staan stil voor hom, rustig, vol vertroue met afwagting. Met bewerige hande bind Abraham sagkens Isak se hande en voete vas. Isak lê stil op die hout en kyk op na die lig. Abraham streel sy seun se hare en neem dan die mes in sy hand. Die wêreld hou asem op en selfs die wind gaan lê. Rots, hout en vuur wag stil en gespanne. Op die oomblik dat die lem flikkerend gelig word, roep 'n engel van die Here dringend uit die hemel na Abraham. Hy antwoord dadelik, hier is ek. Die stem sê, moenie jou hand na die seun uitsteek of hom iets aandoen nie. Nou weet ek dat jy my vrees, omdat jy jou enigste seun nie van my teruggehou het nie. Die mes val uit Abraham se hande. Hy maak haastig Isak se bande los en omhels hom styf. Trane van dankbaarheid stroom oor sy wange terwyl hulle saam die Here loof. Daar klink 'n geritsel naby hulle. Abraham kyk op en sien 'n ram met sy horings in 'n doringbos vasgevang. God het inderdaad voorsien. Hy haal die ram uit die bos en offer dit in Isak se plek. Vuur flikker, rook styg na bo soos 'n loflied. Hulle weet nou verseker dat die Here altyd voorsien, selfs wanneer alles donker lyk. Abraham het toe die plek genoem, die Here voorsien. Toe die offer voltooi is, spreek die engel van die Here weer uit die hemel en bevestig God se belofte aan Abraham. Ek sal jou ryklik seën en jou nageslag vermeerder, soos die sterre aan die hemel en soos die sand aan die see. Al die nasies sal geseën word, omdat jy my gehoorsaam was. Hierdie woorde weerklink helder teen die bergwand en bring groot vrede in Abraham se hart.
Abraham en Isak daal die berg af na die plek waar die dienaars by die donkie wag. Hulle sien iets anders in die gesigte van vader en seun. Daar is 'n lig wat vertel van iets besonders. Abraham sê eenvoudig, die Here het voorsien. Niemand vra meer vrae nie, maar almal besef dat iets groots en heiligs plaasgevind het. Hulle pak die reisbenodigdhede en keer terug na Beersheba, terwyl die son stadig sak en die skaduwees langer oor die pad val. Baie aande na hierdie gebeurtenis sit Abraham rustig by die vuur en kyk hoe Isak met jong lammers speel. Elke blaar herinner hom aan die ram op Moria en hy besef hierdie verhaal sal vir altyd deur geslagte vertel word. Dit sal altyd dien as 'n bewys van God se voorsiening en herinnering dat geloof en gehoorsaamheid die ware offer is wat die Here behaag.